ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Kom ons vergeet nou van alles wat nog moet gebeur in hierdie week. En ek kan vra, maak dit ons oor toe. En kom ons gaan in daai plek in. Daai plek waar Christus Jesus vir jou wag. Daai plek wat jy al jou sorge vir sy voete kan neerlê. Daai plek wat jy liefde ervaar, wat jy miskien nie eens verdien nie. Miskien het jy in hierdie week soveel dinge verkeerd gedoen, maar jy kom vanaand, jy kom sit by sy voete. Hy sê, my kind, ek sorg vir jou. Ek het nog altyd vir jou gesorg. Ek gaan ook altyd vir jou sorg. Laat my net toe om jou lief te hê. Laat my net toe om jou lief te hê. My genade is baie groter as jou sonde. My genade is baie groter as jou tekortkoming en jou teleurstellings. My genade is vir jou genoeg. En miskien sê jy vanaand, Christ, you're not enough for me. Here, ek het 'n deurbraak nodig in my lewe. Maar dit voel nie of jy daar is nie. Ek wil net vir jou vanaand vra. Dat jy sal indring in daardie plek. Sal ingaan daarso. Al kos dit vir jou vanaand om op jou knieë te gaan en sê, Here, hier is ek. Naak, Here. Vol sonde, Here. Seer, Here. Eensaam, Here. Maar ek wil deurdruk, Here, na u glorie toe. Maar kom met al my gebrokenheid. Dan kom met my verlede. Of vanaand vir jou vra. Buig net 'n bietjie voor hom. Maak jou oë toe, laat almal so toe is dat jy nie skaam hoef te voel nie, maar ek wil vir jou vra as jy kan, net 'n manifestasie, buig net 'n bietjie vooroor vir die koning. Sê, Here, ek submit my wil vanaand vir u wil. En sê, Here, laat u wil geskied in my lewe. Soos in die hemel is, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde soos ons ander moet vergewe. Laat ons die versoeking nie, Here, verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons wil vanaand hierdie diens aan U kom opdra. Dankie dat die woord goeie nuus is. Dankie dat die woord sê, die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. En daarom bid ons dat daar geloof in hierdie plek sal wees,
Dat dit wat van hierdie kant sal af gepreek word, Vader, ons dit sal glo. Maar Here, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar dat ons daders van die woord sal wees. Want Here, wanneer ons daders is, dis wanneer ons herlaai word, soos wat ons diens sê. Ons gee alles vanaand aan U, Vader, elke greintjie, klanke wat uit ons mond uitkom, uit hierdie instrumente uitkom, gee ons vir U, en ons sê, You deserve the glory, Here, en ons wil vanaand sê, Christ, You are enough for us. You are enough for us, God, for everything that You've done, vir dit wat U gedoen het op daardie kruishout. You are enough for us, dat U die prys vir ons sonde betaal het, dat ons vanaand kan staan, Vader, en ons identiteit kan vind in ons Koning Jesus Christus, en as U vir ons is, wie kan teen ons wees, Vader? Die woord sê vir ons, Vader, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Help ons om dit te glo. Maak nie saak wat die vyand ons kan toe gooi nie. Ons staan, en ons staan nie net vir onsself nie. Ons sê vanaand, Christ is enough. As jy saam my stem, skree ek apart, amen. Amen, dankie, julle kan my julle sitplekke neem. Baie dankie, Charlie en die span. Dankie aan al ons wonderlike volonteërs. Jy weet wat hier op 'n Sondag gebeur. Veel honderde volonteërs het ons om hierdie dienste te maak werk. Ons net vir ons volonteërs 'n lekker handeklap gee. Van Saterdag af word al sop gemaak en daar by my is ryk my veral so sop, maar ek wil dit nie vir haar sê nie. Maar dankie vir almal wat onbaatsigtig in hierdie 8 weke tyd uitkoop om vir ons sop te maak. So ons is baie dankbaar en ek is seker aan die einde van hierdie 8 weke gaan ons genoeg hê van sop en ons praat vanaand oor genoeg, né? En ja, vandag is Vadersdag, kan ek sien waar's al die paas en die waai van hande, waar's al die paas? Ons wil vir julle sê julle is 'n klomp eisters, hoor. Kan ons vir ons paas 'n lekker handeklap gee? As jy langs 'n paas sit, gee vir hom 'n lekker druk en sê dankie, ons waardeer jou. Nou ja, Vadersdag is nie altyd maklik nie. Daar by my huis nie, want ek kry, lyk my elke jaar kry ek daai 3 pak onderbroeke van Jet. Hierdie jaar het ek daarmee 'n 3 pak vests gekry. Is nou genoeg. En net 'n bietjie vir my 'n Garmin horlosie koop of 'n mooi old khaki hemp of 'n Kaiway baadjie koop nie. Nee, dit sal 'n 3 pak onderbroekies wees van Jet. Volgende jaar miskien van Ackermans. Ja. Junie is nog hier is 15 dae aan die gang nie en ek het genoeg gehad van die winter. Kan ek sien is al mense wat saam met my is? Kan ek sien is al mense wat van die winter hou? Kom ons bid nou vir hulle. Steek julle hande uit. Steek julle hande uit, bid vir daai mense. Regtig waar, daar's fout met hulle. Ja, ons praat vanaand oor genoeg en wat is genoeg? Genoeg is 'n voldoende hoeveelheid, 'n graad of vlak van iets. Jy kan of genoeg hê, né? Genoeg of jy kan nie genoeg hê nie. So dit is positief of negatief en genoeg kan in verskeie aspekte van hierdie lewe kan ons die woord genoeg gebruik. En ek wil vanaand 'n klein bietjie praat oor genoegheid. Is daar mense hierso in hierdie kerk wat sê ek het genoeg moeilikheid gehad in my lewe? Amen. Maar tog, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou status is nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat jou kultuur is nie, maak nie saak hoe ryk jy is of hoe arm jy is nie, almal gaan deur moeilikheid. Kan ek 'n amen kry? Maar Jesus waarsku vir ons wat ons moet doen. En hy sê ons moet voorbereid wees. Hy sê ons moet wakker wees en hy sê ons moet weet dat moeilikheid kom. Hoor wat sê Matteus 6 vers 34. Hy sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Nou wat is bekommernis? En vir my, bekommernis beteken ek is bang vir 'n negatiewe uitkoms. Dis reël, hè? Hoeveel mense is nie bang vir 'n negatiewe uitkoms nie? Hoeveel mense gaan al die Bobbejaandag agter die bult nie? Maar hier sê ons koning Jesus vir ons, hy sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie. Lees saam my. Wat bring môre? Sy eie bekommernis. En dan sê hy, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek seker almal van ons wil net positiwiteit in ons lewe hê, né?
Seker almal van ons wil net hê dit moet altyd smooth sailing gaan en ons nooit probleme nie. Maar Jesus sê vir ons, luister, wees voorbereid en wees wakker. Hy sê van môre kan miskien daar 'n paar issues in hierdie lewe kom. Hoekom? Ek en jy bly in 'n stikkende, negatiewe, verlore gaande wêreld. En ek en jy moet weet dat daar sekere dinge wat ek en jy nie altyd beheer van het nie. En as ons nie beheer van 'n ding het nie, kan ek en jy maklik in 'n depressie inval. Maar Jesus sê, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Môre bring sy eie bekommernisse en hy sê elke dag, hy sê het genoeg van sy eie moeilikheid, man, ons weet, dit is net hoe dit is. Maar daarom moet ek en jy voorbereid wees. Ons moet voorbereid dat môre vir ons moeilikheid kan bring. Maar die vooruitsigte dat daar môre genoeg moeilikheid vir ons wag, is wat mense bang maak vir die toekoms. En dit maak dat ons baie keer weghardloop van ons probleme af. Dit maak dat ons baie keer weghardloop van ons verantwoordelikhede af. Soos 'n man met die naam van Elia. Elia, 'n man van God, 'n profeet. God het wonderwerke deur hierdie man verrig. Hy het die hand van God gesien, hy het God se voorsiening eerstens gesien. Ons sien vir Elia hoe hy vir koning Agab vertel van sy sonde en van Dawid Agab hom vervolg. En Elia hardloop vir 3 jaar hardloop hy weg. En God voorsien wonderbaarlik vir hom om kraaie te stuur om vir hom water te gee en vir hom vleis te gee. En Elia sien iets en die klimaks van daai verhaal is op die berg Karmel waar Elia 850 Baal-profete verslaan. Soos wat vuur uit die hemel kom, Elia sien dit. Man, ek weet nie, hoekom kan Elia nie verstaan nie. Hy sê, kyk, God is nou met my, hoekom sal God nie môre vir my wees nie? Hy sien die wonderwerke van die Here. Maar wat gebeur toe? Hy koning Agab was 'n baie slegte man gewees. Maar sy vrou Jessie, sy was nog erger as hy. En sy sê vir Agab, Agie, jy kan lyk my nie die job doen nie. So laat die vrou maar oorvat. Is dit nie baie keer in ons lewe ook so nie, né? Hy sê word aangeval deur goed in jou lewe. En ons harte baie keer weg, ons word aangeval en dan voel ons kry oorwinning oor hierdie ding. As jy weer kyk, is daai een is 'n eggenote en daai een is 'n neefie en daai een is 'n skoonsussie. En die ding, die lys raak net langer en langer en langer soos wat dinge ons aanval. En hoor wat se gebeur. 1 Konings 19 vers 3 sê die Bybel, Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hoekom het hy bang geword? Want Jezebel het 'n doodsdreigement na hom toe gestuur. Dan sê hy, so waar as vandag sal jy dood wees. En in plaas van dit deel sê, bring dit aan Jessie, wie is jy? Wie is jy? As jy nie God, as jy my God ken, die God wat vuur uit die hemel uit geroep het, as jy my God ken, wie kan teen my staan? Ek is 'n man van God, ek's 'n profeet, ek sien die wonderwerke van die Here, maar hierdie een doodsdreigement, wat gebeur? Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Berseba, 'n dorp in Juda gegaan en sy dienaar net daar agtergelaat. Is dit nie wat ek en jy ook baie keer doen, as ek en jy 'n dreigement kry van die vyand nie, as ek en jy nie voorbereid is op die bekommernis van môre en die moeilikheid wat môre gaan kry nie. Jy sien, ons moet voorbereid wees om te weet dat môre kan miskien vir ons moeilikheid inhou, want daar's 'n duiwel wat wil slag, steel en verwoes. Maar wat gebeur as ons nie voorbereid is nie? Hy sê, ons kan baie bang wees vir daai doodsdreigement, en hy sê, wat het gebeur? Hy het weggevlug. Is hier miskien mense wat vandag wegvlug van hulle verantwoordelikhede? Is hier miskien mense wat sê, ek vlug weg van wat God vir my voorgeroep het? Is daar mense wat sê, ek vlug weg, en ek het soveel moeilikheid, ek is so bang oor die goeders wat môre gaan gebeur, ek los almal agter, want hy het sy dienaar net daar agtergelaat. Hy los die mense wat saam met hom is, en hy sê, ek los jou net daar. En dis baie keer wat met my en jou gebeur, né? Ons gee nie om wie is om ons nie. Ons sê, weet jy, dis nou net ek en myself, en wat God wil nie vir my werk nie, en ek vat my goedjies en ek hardloop weg. Is dit jy vandag? Gaan jy deur baie moeilikheid? Sien wat gebeur is. Gister se oorwinning waarborg nie noodwendig vir jou vandag 'n oorwinning nie.
Gister se oorwinning waarborg nie noodwendig vir jou môre se oorwinning. Hoekom sê ek dit? Jy sien hoe verkeer in die Bybel praat hy oor daagliks. God se genade is nie elke dag. Gee vir my ons, Here gee ons daaglikse brood. Dis wat Pastoor Shavon verlede week in daai pragtige preek vir ons probeer sê het, om vir ons te sê, daai manna was genoeg elke dag. En so kom God, en hy gee elke dag vir ons genoeg hulpbronne. Hy gee vir ons elke dag genoeg krag. Hy gee ons vir ons net genoeg elke dag, sodat ons die vyand kan verslaan. Maar glo my, vanaand gaan slaap jy weer. En al het jy nie vandag 'n goeie dag gehad nie, man, baie keer het ons nie goeie dae nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, sy genade is vir jou nie môre. Sy genade is vir jou nie. Hier is iemand wat moet luister vanaand, dat God se genade is vir jou nie. En al het dit gevoel of jy God hoe teleurgestel is, man, gaan slaap. En môre word jy wakker. En môre vat jy van daai nuwe manna en jy sê, duiwel, jy kom na my toe in een rigting, maar in 7 rigtings sal jy van my af wegwyk. Jy het niks teen my nie, want die God wat my gister gehelp het, die God wat my vandag help, sal my ook môre help. Hy sê, wees nie bekommernis. Wees nie bekommerd oor die dag van môre nie, man. Wees nie bekommerd, môre bring sy eie bekommernisse. Môre bring sy eie genoeg moeilikheid. Hy sê, maar sy genade is vir jou genoeg. Sy genade is vir jou genoeg. Sy genade is vir jou genoeg. En al voel dit of jy weggevlug het. En al voel dit of jy almal agterlaat. Want dis wat ons doen, né? Ons isoleer onsself. Ek het nie nou tyd vir mense nie. Was jy al op daai plek, wat jy nie eens genoeg krag gehad het om kerk toe te gaan nie? Nie een amen nie, julle is awesome mense. Jy voel nie die krag om kerk toe te gaan nie. Waar God vir jou sê, kom saam met jou medieboeties en sissies by mekaar, een keer 'n Sondag, een keer 'n week by jou connect groep, sodat jy gevoed kan word deur my woord, sodat jy kan worship, sodat jy kan krag kry in jou gees. Want dit is nie 'n krag wat jy hierso kan uitfigure nie, dis 'n krag in jou binneste. Onthou, jy is eerstens gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam, en hierdie liggaam is vlees, maar die Bybel sê, ons stryd is nie in die vlees nie, ons stryd is in die gees. Daarom moet jy leer dat ons gees gevul moet word met die krag van 'n lewende God, want die woord van God sê, julle het krag ontvang toe die Heilige Gees oor julle kom. En toe het hulle getuies gewees. En Elia het baie bang geword. En sy probleme het so groot geraak. Sy vrees vergroot sy situasie. En hoor wat sê 1 Konings 19 vers 4. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. In die woestyn. 'n plek van isolasie, né? 'n plek van alleen wees, 'n plek van los my uit. Maar die woestyn is 'n baie gevaarlike plek. Daar's slange in die woestyn, né? En wat is 'n slang? 'n Slang is 'n meesterkamoufleerder. It's amazing hoe die Bybel die duiwel vergelyk met 'n slang. Want die duiwel is ook 'n meesterkamoufleerder. Hy sit net vir jou daar en wag om te trap. En dit is wat gebeur. Elia hardloop weg, hierdie man van God, hierdie groot profeet wat al hierdie wonderwerke gesien het, wat die vuur uit die hemel uit gesien het. Hy sê, daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Man van God! Kerkman! Miskien 'n goeie pa. Miskien die CEO van 'n maatskappy. Dit lyk of alles net, of alles vir hom gaan. He's got everything going together. Want as jy lees van Elia, was hy 'n magtige profeet, maar hier kry ons hierdie magtige profeet, hy onder 'n besembos gaan sit en gewens het hy gaan dood. Is daar mense in hierdie plek wat al op daai plek was en net sê, Here, ek kan nie meer nie. En jy gaan in daai woestyn in en jy kry jou eerste besembossie. Want wat verteenwoordig 'n besembos? 'n Besembos is daai tydelike ou skuilingkie, né? Daai plek wat jy sê, ag, weet jy wat? Ek isoleer my van die wêreld, ek isoleer my van my familie, ek isoleer my van God af. En dan kom jy op daai plek, daar onder daai besembossie. Daai besembossie, al gee hy vir jou tydelike skuiling, hy gaan nog steeds nie jou probleme wegvat nie. Want hoeveel mense hardloop nie weg nie. Hulle hardloop Kaap toe, né? Hulle hardloop Australië toe. Hulle hardloop Kanada toe. Guess what? Dit is 'n innerlike probleem. Daai innerlike probleme gaan saam met jou. Jy sê ek gaan Kaap toe, né? Ek gaan Kaap toe om van die depressie weg te kom. Guess what? Die depressie agtervolg jou na die Kaap toe. Jy moet leer om daai innerlike gevegte te kan veg.
Maar hier kom Elia. En hierdie man van God, hierdie magtige profeet, kry hom onder daai besembos, daai tydelike skuiling. Wat is jou tydelike skuiling? Tydelike genot. Tydelike lafenis. Tydelike covering. Is dit miskien 'n kroeg? Is dit miskien 'n sportklub? Miskien 'n nagklub? Is dit miskien 'n pornsite? Daar waar jy gaan sit, daar onder daai plek waar daar nie tydelike skuiling is. En soos ek sê, dit vat nie Elia se probleem weg nie. Maar wat gebeur? Elia laat toe dat sy moeilikheid die oorhand oor hom kry. Hierdie man gesê, weet jy wat, ek worry nie oor die dag van môre, want God is nou met my, ek het hierdie groot oorwinning gehad, ek gaan seker nooit weer probleme kry nie, maar dit is nie wat gebeur nie, en hy het bang geword, en weggevlug, en hy kom op 'n plek, wat elke sportster al was, elke president, elke pastoor, elke onderwyser, elke CEO van 'n maatskappy, elke persoon was al op hierdie plek, wat hy sê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Is daar mense wat reël is in hierdie plek wat sê, ek het al genoeg gehad, ek het al genoeg moeilikheid gehad, ek wil vandag vir jou sê, weet jy, as jy daar is, jy is nie alleen nie, want ons is net mense, en ons kom baie keer op die plek, soos Elia, hierdie man van God, hierdie man wat wonderwerke gesien het, dat sê, Here, nou is dit genoeg, ek is niks beter as my voorvaders nie. Is nou genoeg. Net daar glo hy die leen. Weet jy dat die Bybel sê, die duiwel is 'n aanklaer van die broeders? Weet jy dat die Bybel sê, die duiwel is 'n leienaar? Jy sien Elia, sy probleme is so groot, dat hy vergeet sy identiteit. Want Elia se naam beteken, Elohim is God. Elohim, Shah, vir Yahweh. Elohim is God. Dit is Elia se identiteit. Maar jy sien, sy probleme raak groter as sy identiteit in Christus. En hy sê, sy identiteit is, Here, ek is niks beter as my voorvaders nie. Is jy op daai plek? Jy sê ek dien die Here, maar ek sê ek vereenselwig my nog steeds met 'n familielid of 'n vriend en sê ek is niks beter as hulle nie. Ag nee wat? Ag weet jy wat, my pa was 'n alkoholist, ek gaan 'n alkoholist wees. Ag wat, my ma was 'n skinderbek, nou gaan ek 'n skinderbek wees. Ag wat, daar's soveel dwelms en soveel egskeidings in my gesin en my voorvaders, ek is niks beter as hulle nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy's 'n kind van Jesus Christus. As jy 'n kind van Jesus Christus is jy meer as 'n oorwinnaar en dit is tyd wat ek en jy opstaan. En dan sê ek en jy, nou is dit genoeg. Sê as die Here, nou is dit genoeg nie, dan sê ek en jy, duiwel is nou genoeg. Ek is 'n kind van God. As die Here sê, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie. Môre bring sy eie moeilikheid, sy genoeg moeilikheid. Sê ek, Here, ek gaan vas staan. Ek gaan glo wat Jesus my sê. Ek gaan vas staan. En ek gaan my identiteit ken in Jesus Christus. En ek gaan nie staan vir dit wat verkeerd is nie. Ek gaan begin staan vir dit wat reg is. Maar Elia glo die doodsdreigement. 'n Doodsdreigement van iemand wat hy nou net oorwinning oor gehad het. Hoeveel mense sê, ja, weet jy, ek het oorwinning gekry oor sonde, maar daai sonde wil hulle nie uitlos nie. Daai sonde gaan jou altyd uitdaag. Daai sonde gaan jou altyd uitdaag. Meneer en mevrou, hoor wat ek jou sê. Daai sonde gaan altyd daar wees, hy gaan jou altyd uitdaag. Hoekom? Jesus sê vir die God sê vir die vyand in Genesis 3, hy sê vir hom, hy sal jou in die kop vermorsel en hy sê vir die vyand, jy sal hom in die hakskeen byt. Dis wat die duiwel doen. Al het jy oorwinning gekry, al het jy hoeveel gevegte gewen en jy het oorwinning gekry, die duiwel gaan altyd kom om jou van agter te byt. Hy haat jou, hy wil nie hê dat jy God moet dien nie, en hy sal alles in sy vermoë kry om jou van die lig weer in die duisternis te bring. En daarom moet ons op ons hoede wees, dat wanneer moeilikheid kom, dat ons nie bekommerd sal wees nie, maar dat ons sal staan en weet ons identiteit is in die oorwinning van God. Sê, want dit is een van sy gevaarlikste wapens, né? Een van die duiwel se gevaarlikste wapens is listigheid. Nou wat is listigheid? Is oneerlikheid, agterbaksheid, bedrieglik, skelm wees. En hy sê dit stel jou in staat om mense te mislei.
2 Korintiërs 11 vers 3 sê, Paulus skryf, ek is bang dat julle gedagtes, sê saam met my gedagtes, weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Dat sy gedagtes weggevoer is. Hier is Elia. Elia, man van God. Sy gedagtes word net so weggevoer toe hy 'n doodstryggement kry. Sy gedagtes word net so weggevoer van sy identiteit af. En hy sit al sy fokus op die negatiewe goed. En hy sê, Here, vat eer in my lewe. Hoeveel mense kom nie na my toe en sê, pastoor, ek het huweliksprobleme, ek het mag vir God gevra, vat nou my lewe. Ja, ek het finansiële probleme, Here, vat eer in my lewe. Here, ek wil nie meer lewe nie. Hoekom gaan haal ons altyd die bobbejaan agter die bult uit? Hoekom gaan ons altyd, het ons hierdie tendensie om altyd die negatief te gaan haal? Hoekom gaan ons nie in geloof en sê, ek kan nie wag vir môre nie. Ek kan nie wag vir môre nie, man. Môre gaan dit beter dag wees. Man, ek gee nie, weet jy wat, al bring môre sy eie genoeg moeilikheid, môre is genade vir my genoeg. En daai genade is genoeg, dat God my by kragte is om my uit te red, uit elke omstandigheid uit. Kan ek 'n amen kry? Ja, dis sê maar saggies amen vandag. Dankie, Koos. 1, 2, 3, amen. Bietjie koud. Waar is ek nou? Volgende vers. Hy sê 1 Konings 19 vers 5. Toe gaan hy lê, hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe gaan hy lê. En wat doen hy? Hy gaan park by die tydelike skuilings. Hy gaan park daar. Sien baie keer ons as kinders van die Here, ons vandag vir jou sê, jy is kind van die Here, moenie met sonde speel nie, hoor. En jy sê, ag, weet jy wat, 'n bietjie van die en 'n bietjie van daai, daar gaan 'n tyd kom wanneer jy gaan park by daai tydelike skuilings. Gaan 'n tyd kom wat jy gaan park daar. En weet jy wat gaan gebeur as jy park? As jy gaan in die slaap raak. Wat gaan gebeur? Jy gaan geestelik aan die slaap raak. En dis wat God vir jou wil sê. Hy sê jy moet weet dat jy moet ontwaak uit die slaap, staan op uit die dood, staan op uit jou geestelike dood. Hy sê toe hy hom weer kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker en eet. Is daar mense wat vandag sê, ek het al so geval, ek is onder 'n besembos, ek is aan die slaap geestelik, maar kyk God se genade, hy stuur 'n engel, want wat is 'n engel? Dis 'n magtige boodskapper van God, wat sy woord in vervulling bring, en hy stuur daai engel en sê, word wakker en eet. Wat is dit wat geëet moet word? Wat is dit wat geëet moet word? Ons moet sy woord eet. Ons moet sy woord eet. Hoe weet ek ons moet sy woord eet? Ons gaan na die volgende vers. Hy sê toe hy opkyk. Hy sê toe hy opkyk. Hy sê kyk nie links nie, kyk nie regs nie, kyk nie agter jou nie. Hy sê kyk op. Hy sê ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sê toe sien hy, toe hy opkyk, gaan sy geestelike oë oop en hy sien by sy kop. Wat is dit? Want dis hierso, wat het ek gesê? Hy sê hy vat jou gedagtes. Hy vat jou gedagtes, want is hier wat die geveg gewen of verloor word in jou gedagtes. Dis daar waar die duiwel jou elke oggend uitdaag. Dis daar waar hy 'n doodstreigement na jou toe uitstuur elke dag. Jy moet net begin onderskei wat van God is en wat is nie. Hy sê daar by sy kop was daar 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is. Man, die Here het klas. Halleluja. Hy sê en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Hou net my daarop. Hy sê hy kyk op. Hy sien hierdie roosterkoek wat op warm klippe gebak het in 'n kruik water. Hy sê 2 elemente wat ek en jy nie sonder kan leef nie. Wat is daai 2 elemente? Die roosterkoek verteenwoordig brood. Kan ek 'n amen kry? Wat is Jesus se naam in Johannes 6? Hy sê Jesus is die brood van die lewe. Wat sê hy in Johannes 7? Hy sê ek is die lewende water. Wat sê daai skrif? Christ is enough for me. Hy sê jy eet van hom. Hy sê jy drink van hom. Hy sê dit is wat toe gebeur. Hy sê hy eet. Die woord van God sê mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Hy sê hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Was jou moeilikheid al so? Jy sê, weet jy wat, ek staan op. Ek het krag vir hierdie dag. Want as jou moeilikheid nog nie weg nie, dan besluit jy gee weer op. Waar lê die krag in hierdie gedeelte?
Die krag in hierdie gedeelte lê in voeding. Voeding. Elke ou wat gym sal vir jou sê hoe belangrik is voeding, né? Kan wat se swaar weights optel, né? Maar dit is die nutrition, né? Wat vir jou die muscles gee, né? Christo, jy weet, né? Jy weet, jy gaan nie. Jy gaan sonder anders, né? Dit is die waarheid, né? Ons, né? Leon? Is die waarheid. Sorry, Charlie, ek kan nie nou na jou wys nie. Ek speel net. Hy is my boetie. Ek speel net. Maar wat is dit? Net so werk dit in die gees. Hoor gou hierso. Maak 'n mental note wat ek nou vir jou gaan sê. As jy dink, jy kan net een keer 'n week eet, gaan ek vir jou vra, hoe gaan jou geestelike lewe lyk? As jy net een keer 'n week jou Bybel oopmaak. Wag, ekskuus tog. Jy mense is in by Woord en Lewe. Wat sê ek is 'n lidmaat by Woord en Lewe? Hy kom een keer 'n jaar kerk toe. Kersfees of Paasfees. Maar ek is 'n lidmaat by Woord en Lewe. En as ek God vra om vir my goed te doen, dan moet God vir my goeders doen. As die wiele afkom, ja, ek val ook, jy weet, en ek hardloop weer terug na my skuilingkies toe, na my besembos toe, en ek sê, Here, ek het genoeg gehad. Maar God vra vir jou. Hy vra vir jou, is dit regtig waar genoeg, dat jy so min tyd met hom spandeer? Hy sê, want dit is wat ek en jy moet doen, as ons in sy huis kom, as ons by mekaar kom, as ek en jy wakker word. Hy sê, moet ons begin eet van sy woord, ons begin eet van hom, ons begin eet van die worship, ons begin eet, as ons saam begin kom, ons moet geestelik begin eet, sodat ons geestelike lewe kan opbou, sodat wanneer die duiwel ons kom aanval, sal ons nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, en al bring môre genoeg moeilikheid, sal ek vas staan, om te weet, ek het genoeg woord in my, om met die duiwel te spreek, en sê, daar staan geskrywe. Hy sê, het weer gaan lê. Maar hier is waar genade inkom. Volgende vers, hy sê, die engel het 'n tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. 'n tweede keer, kom die engel na hom toe, en sê, word wakker. Hoeveel keer het die Here al nie vir jou kom wakker maak? Miskien 'n tweede, 'n derde, miskien 'n 100ste keer nie. Ek dink hy het my al seker 'n 1000ste keer wakker gemaak voor ek my hart vir die Here gegee het, né? Miskien is daar mense wat kan getuig en net waai en sê die Here het my al baie keer wakker gemaak. Maar wat is dit wat God sê? Hy sê hy maak jou nie net wakker nie. Hy sê jy moet 'n aksie neem. En wat is daai aksie wat ek en jy moet neem? Hy sê ek en jy moet eet. Jesegiel sê dit so mooi, ons moet die boekrol eet. Hoe eet ons die boekrol? Jy maak jou Bybel oop, meneer en mevrou. Jy maak jou Bybel oop, en al sê jy vandag hierso, man, ek kan niks onthou wat ek gelees het nie, man, is okay, jou gees download. Want jy gaan God nooit, jy gaan 'n geestelike probleem nooit hierso kan uitpleis in jou kop nie. Maar terwyl dit vandag is, moet ek en jy besluit maak om te sê ons eet. Maar is dit genoeg om dit een keer 'n week te doen, of een keer 'n maand, of een keer 'n jaar te doen? Hoor hierso, daar was navorsing gedoen onder 40.000 mense van 8 tot 80 oor wat se impak die lees van die Bybel op mense het. En hulle het iets verstommend ontdek. Hulle sê 1, 2, 3 keer 'n week Bybel lees, was daar geen verandering in die gewoontes nie. Hulle sê op hierdie grafiek, hy sê by 'n derde keer is daar net so klein oplewing op hierdie grafiek. Hy sê maar die verskil kom as jy 4 keer 'n week jou Bybel lees. In hierdie geval eet van die roosterkoek, né? Hy sê hoor hierso. Hy sê daar was so aansienlike sprong op hierdie grafiek as jy jou Bybel 4 keer en meer lees. Hoor wat gebeur. Hy sê om alleen te wees en eensaam te voel val met 30%. Jou woedeprobleme val met 32%. Bitterheid in verhoudings val met 40%. Alkoholisme val met 57%. Pornografie val met 61%. Om geestelik te stagneer, minus 60%. En dan het dit ook 'n positiewe uitwerking. Hy sê wat optel, is daar's 200% verbetering, dat daai persoon wat 4 keer 'n week Bybel lees, die gat sal hê om met iemand anders te gaan deel. En 'n 32% verbetering op disippelskap. Wat wil ek vanaand vir jou sê?
Hou aan eet. Hou aan eet, hou aan eet, hou aan eet. Eet die woord. Die volgende vers sê vir ons. Ekskuus tog, gaan net gou na die ander vers toe. Ag nee, aan vorige vers. Hy sê, nee, die tweede gaan die volgende ene. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskit. Hy sê, toe staan hy op en eet, en deur die krag van die kos, deur die krag van die woord, kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, tot by. Dis wat gebeur as ek en jy die woord van God aanhou eet, aanhou lees, aanhou toepas in ons lewe. Wat gebeur? Hy sê, God sal jou vat tot by die plek wat hy jou wil hê. En wat gebeur het by die berg Horeb? Eintlik moes hy teruggegaan het, né? Hy moes teruggegaan aan die vyand toe. But I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Is daar mense wat vandag vir my sê, ek moet 'n besluit maak vandag. Hy sê, ek gaan nie depressief wees soos Elia, die profeet, die man van God nie, but I'm going to go to the enemy's camp and I'm going to take back what he stole from me. Sy doodstregemente is niks teen my identiteit wat ek in God het nie. God is vir my, hy's nie teen my nie. Hy loop voor my uit, hy maak my paaie reguit, hy vul my valleie op. As ek deur die rivier gaan, hy sal dit my nie oorstroom nie. As ek deur die vuur gaan, as ek deur die water gaan, dit sal my nie oorstroom nie. Maar julle weet wat ek wil sê, ek het daai vers nou heeltemal opgemors daarso. Hy sê, wat het by die berg Horeb gebeur? Hy sê, daar moes hy nog 'n klomp take gaan verrig het. Daar moes hy nog 'n klomp take gaan verrig het. Hy sê, so, want God het vir jou ook nog 'n taak om te gaan verrig. Wat is die bottom line van vanaand? Weet julle wat is die ironie van hierdie verhaal? Die ding wat Elia die meeste gevrees het nie eens gebeur nie. Wat het hy gevrees? Hy het die dood gevrees, né? Fast forward, 'n paar hoofstukke, oor wat sê 2 Konings 2 vers 11. Hy sê, toe verskyn daar skielik 'n wa van vuur, getrek van perde van vuur. Dit het hulle van mekaar geskei. Elia is in 'n stormwind opgeneem na die hemel toe. Elia het nie eens dood gegaan nie. Dit wat hy die meeste gevrees het nie eens met hom gebeur nie. Veel mense lewe nie vandag met daai Afrikaanse idiome, gaan haal die bobbejaan agter die bult uit nie. Jy het klaar opgegee, al het dit nog nie eens gerealiseer nie. Na die eerste onderrondsie wat jy het in die huwelik, sê jy gaan deur 'n egskeiding moet gaan. Na die eerste terugslag, gee jy op. Na die eerste doktersverslag, diagnoseer jouself met 'n dodelike siekte. Hoeveel keer jy so gestres oor iets wat nie eens gebeur nie. Ons almal is so negatief ingestel soms. Maar daar is 'n persentasie wat moeilik uit jou kant toe kan kom. Daar is 'n persentasie dat jy deur 'n tawwe tyd kan gaan. So kom sê Jesus, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie. Môre bring sy eie bekommernis. Maar as die moeilikheid jou slaan, wil ek afsluit met hierdie vers in. Mag jy hierdie vers so op jou hart dra. Want die vers sê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag, Elia, word in swakheid volbring. Daarom skryf Paulus, baie liewer sal ek dis aan my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Shamar, ek kan jou nie vrywaar van 'n moeilike tyd nie. Ek kan vir jou sê vandag, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. God sal vir jou sorg. Dieselfde God wat jou gister uitgered het, dieselfde God wat jou 10 jaar terug uitgered het, dieselfde God wat jou vandag gered het, sal jou ook môre red. Ek en jy word nie gevrywaar van 'n moeilike tyd nie. Maar wat is dit wat my en jou gaan deurdra? Is as ek en jy gaan eet en drink vir die een wat vir my en jou genoeg is. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die naam wat bo elke naam is. Hy is die koning van konings en hy is die Here van die Here. En hy ken elkeen van julle op die naam. Hy het jou gevorm in jou moeder skoot. En hy wil net vir jou sê, as jy probleme het, of laste, of moeilikhede,
fisies, emosioneel. Gee dit vir hom. Gooi dit vir hom neer, want hy beloof, hy sal vir jou sorg. Ek net vra vir die persoon wat gaan afsluit, om asseblief op te kom. En kan ek vra dat almal op ons voete sal staan. As jy vandag hier sal staan en sê, ek is so bang vir my uitdagings, mag hierdie woord van God jou vandag so bemoedig het. Goeienaand, Woord en Lewe. Baie dankie Pastor Gerard vir die pragtige woord. Voordat ek afsluit, wil ek julle net herinner aan die pannekoek wat in die koffieshop gaan wees. En ek hoop ek sien julle almal daar. Kan ons asseblief net ons oë sluit. Koning Jesus, ons kom vandag voor u voete om dankie te sê vir 'n geseënde diens. Here, dankie vir elke persoon wat in u teenwoordigheid was vanaand en dat u liefde en teenwoordigheid so tasbaar was. Here, mag ons die woord vat en saam met ons dra deur hierdie nuwe week. Here Jesus, dankie vir elke pa in hierdie gemeente vanaand. Mag u hulle ook seën in hulle rol as pa en hoof van hulle huise. Mag u die voorbeeld wees wat hulle volg. En dankie dat ons u kon vier op Vadersdag en eer bring aan u as ons hemelse Vader. Amen. Sien julle almal nou in die koffieshop en ook volgende week selfde tyd, selfde plek. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.